Daar's daarom niks lekkerder om in die teenwoordigheid van God te wees nie. Het jy ervaar die vrede vanoggend? Daai rustigheid wat net vanoggend toe ons hom aanbid. Is dit nie wat die liedjie wat ons gesing het, in the beginning, you were the word. Dit waaroor ons gepreek het die afgelope ruk nie. Hy wat mens geword het en onder ons kom bly het. Hy wat die lig geword het vir my en vir jou. Wat gekom het, sodat ek en jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Ek wil vanoggend met u deel oor 'n skrifgedeelte. Is 'n skrifgedeelte in die Ou Testament. Nou as jy soos ek is, dan wanneer dit kom by Levitikus, Numeri en Deuteronomium, dan skiep jy daai gedeelte. Dit is die wette. En alles wat God vir sy mense gegee het en die instruksies wat hy vir sy mense gegee het. En dit kan partymal kan dit vir jou wonder, waar pas dit in die woord en waar kom dit vandaan en hoe is dit van toepassing op ons? Ek wil 'n welbekende gedeelte uithaal uit die Ou Testament uit Numeri uit vanoggend. Is 'n gedeelte wat elkeen van ons al gehoor het. Is 'n gedeelte wat iemand al vir jou gesê het. Maar ek wil dit vir jou oopbreek vanoggend soos die Here dit vir my gee vir hierdie gemeente. Want hierdie is 'n woord vir die gemeente. En ek gaan vanoggend iets doen en die Here het my gevra om gehoorsaam te wees daarin. En so ruk terug het die Here al begin praat met ons. En ek gaan later met u deel oor dit. Dis een van die mees geliefde gedeeltes in die Ou Testament. Gelowiges het deur die eeue het hulle troos gevind in hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte sal jy vind in Numeri 6 vanaf vers 22 tot en met 27. Die teks is eenvoudig, dis verstaanbaar. Dis nie lank en uitgerek nie, want God wou gehad het, sy mense moes die woord kon verstaan. God wou gehad het, dat hulle sou besef in dit wat hy spreek, tot hulle kom direk van hom af. En dis net van hom, wat ons dit kan kry. Elke gedeelte en elke reël as jy teruggaan in die ou geskrifte, en dan sal jy sien, die Hebreëse naam Yahweh kom in elke reeltjie voor. Want God wou gehad het, sy mense moet weet. Hy is die een wat hierdie seën oor hulle uitspreek. Die seënbede beklemtoon die verhouding tussen God en sy volk en herinner hulle waar die seën vandaan kom. Die Israeliete het God se seën nodig gehad. Hulle was op die tydperk reg om die beloofde land binne te gaan. En hulle het nodig gehad dat God hulle sal seën en dat hulle die versekering sal hê dat God is saam met hulle om die beloofde land te kan ingaan. Daarom het hulle gevra en daarom het God hulle geseën in verskeie aspekte en verskeie dele van hierdie seën. Dit was vir beskerming. Dit was vir genesing. Dit was vir voorsiening vir hulle. Elke aspek wat hulle nodig gehad het, het God vir hulle gesê, ek moet hierdie volk, of Moses moet hierdie volk seën. In die wildernis sou hulle afhanklik wees van God vir kos. In die beloofde land sou hulle afhanklik wees van God vir sy beskerming. Ons weet van die beloofde land, ons weet van die Midianiete en die Kanaaniete, ons weet van Jerigo en ons weet alles wat daar so was en dit. En hulle kon dit net oorwin het as die seën van die Here op hulle was. Die beskerming van hulle vyande in die beloofde land. Dit wat hulle sou sien. 'n belangrike argeologiese fonds het weer die belang van hierdie seën beklemtoon. In 1979 het argeoloë 2 klein silwer rolle ontdek. Net aan die suide van die ou stad Jerusalem, by 'n plek met die naam van Ketef Hinnon. Hulle het 'n graf oopgemaak en binne in die graf was hierdie 2 rolle gewees. En hierdie 2 rolle het geleerdes gedateer, was geskryf gewees tussen 500 tot 600 voor Christus. En dit het 'n weergawe bevat van die seën wat God uitgespreek het oor sy mense voor hulle die beloofde land moes ingaan. Dit bevat eintlik dieselfde woorde.
Vir my en vir jou in hierdie lewe, as daar een ding is wat ek dink die mense sal vra en hulle eerlik met jou sal wees, ek sal graag die seën van die Here wil hê. Is dit nie jou begeerte nie? Is dit nie jou begeerte nie, en ek wil dit by jou los, dat wil jy nie vir 2026 die seën van die Here hê in jou lewe nie? Die woord is vanoggend vir jou. En die woord is vanoggend gegee, nie deur my nie, nie deur iemand anders nie, maar deur God self vir hierdie gemeente. Meeste van ons weet van God. En met hierdie seën kan jy weet dat God is met jou. En dat God is saam met jou. En wanneer ek hierdie seën vanoggend vat, is ek nie bang of bevrees vir 2026 nie. 2026 gaan dalk nie so maklik wees as wat jy dink, want jy weet nie wat vir jou voorlê. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dit wat vir jou voorlê, met die seën van die Here, is jy meer as 'n oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar in 2026. Wanneer jy 'n intieme verhouding met God het, dan stap hy saam met jou al die pad. Daar's 'n gedeelte waarna ons vanoggend gaan kyk, en ek wil dit vir jou uitgehaal as ons dit lees vanoggend. Hy sê hy draai sy aangesig na jou. Weet jy wat beteken dit? Hy fokus net op jou. Het jy al gesien as jy in 'n klas sit en jy skryf dalk bietjie af en jy so bietjie oneerlik en daai onderwyser se gesig draai na jou toe want sy weet wat jy besig is om te doen. Daai fokus is op jou. Hy draai sy gesig na my en jou toe. Want hy fokus op my en jou. Die gedeelte waarvan ons vanoggend gaan oor praat is, gaan vir jou wys wie seën jou. Hoekom seën hy jou? En wat is die bedoeling van die seën vir my en vir jou? Wanneer ons kyk na Numeri 6 vanaf vers 22 tot 26, dan begin ons. Die Here sê toe vir Moses, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle die Israeliete seën. En ek wil hê jy moet bietjie mooi net kyk na hierdie skrifgedeelte vanoggend. God praat met Moses. Moses is die leier van die volk. So God praat nie deur Manasse of deur Reuben of deur een van die ander nie. Hy praat deur die leier wat hy gekies het om die leier van die volk te wees. En hy sê dan vir die leier, hy sê vir Moses, hy sê gaan sê vir Aaron hulle. Hoekom Aaron hulle? Aaron hulle was die Lewiete, die priesterlike volk. As die stam van Manasse of die stam van Reuben of wat ook al na die volk toe gekom het en gesê het, so sê die Here, sou hulle getwyfel het, want hulle was nie die Lewiete nie. Jy sien, die Lewiete was die tussengangers tussen God en die mens gewees, en daarom praat hy met die Lewiete, en hy sê vir die Lewiete, Moses sê vir die Lewiete, so sê God, seën julle die gemeente of die mense. Sien, God het 'n struktuur. Dis God, dan die leier wat hy aangestel het, die leier wat gaan na die priesters toe, en hulle spreek die seën oor dit uit. Moses was nie die instrument. Die priesters is net die instrument. Die oorsprong van die seën kom van God af. En vanoggend kom hierdie oorsprong van die seën van God af. En ek glo dit wat die Here vir my gegee het, gaan jou seën vanoggend. Jy sien, seëninge gaan nie oor omstandighede nie. Seëninge van die Here gaan nie oor hoe suksesvol of hoe goed jy is nie. Dit gaan nie oor wat mense van jou dink nie. Die seën gaan oor dit wat God bewerkstellig vir jou. As God van die bron van ons seën is, en as jy vanoggend kan besef dat God is die bron van jou seën, dan sal jy ophou om te gaan soek 'n seën by mense. Dan sal jy ophou om te gaan soek vir 'n seën in jou werksomstandighede. Jy sal gaan na die een wat jou seën, en wie se seën vir ewig by jou sal wees. Daar is sekere dinge in jou lewe, of daar is sekere dinge wat nie 'n seën vir jou kan wees nie. Geld, gewildheid, aanvaarding, dis nie 'n seën vir jou nie. Is dinge wat tydelik verbygaan, maar die seën van die Here
is vir ewig. Ware seëninge vloei van jou intieme verhouding met God. Wanneer jy intiem met God is, dan wil hy jou seën. Hy wil hê jy moet hierdie seën vat. Hy wil hê jy moet weet hy is betrokke in jou lewe. Hy wil hê jy moet weet hy wil jou beskerm. Hy wil hê jy moet weet hy wil voorsien vir jou. Vers 24. En ek het gegaan na die Amplified toe en ek het die Amplified neergeskryf in die Engels, want hy sê dit partymal net so bietjie mooier as die Afrikaans. Maar ek gaan dit vir jou al twee lees. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Hoor hierdie seën, die Israeliete, of hulle hoor dit van die Lewiete. Die Lewiete is die mense wat by God hoor, so hulle weet die oorsprong van die seën kom van God af en nie uit hulle nie. Hallo. Hy sê dit in Engels. Hoor hoe mooi sê hy dit. The Lord bless you and watch God and keep you. Wow. Hy sê dit vir die Israeliete, want die Israeliete het dit nodig gehad. Hulle gaan die beloofde land ingaan en hulle weet nie wat hulle vir hulle voorlê nie. Net soos ek en jy 2026 gaan ingaan en ek en jy weet nie wat voorlê vir my en vir jou nie. Maar as ek die wete het, dat the Lord bless you and watch and guard and safekeep me, dan het ek vertroue vir 2026. Kan ek met selfvertroue ingaan. Vers 24 en 26 is in 3 dele opgedeel. En hierin ontdek ons so bietjie van God se hart. In hierdie 3 gedeeltes, die eerste een is die Here beskerm ons. Dit moet jy weet, wanneer die seën van die Here oor jou gespreek het, dan beskerm hy jou. Soos die Amplified sê, the Lord bless you and watch God and keep you. Dit beteken nie 'n lewe sonder moeilikheid nie. Dit beteken 'n lewe van die afhanklik van die beskerming van God. Daar gaan moeilike tye in my en jou lewe kom. Jy kan hier so sit en jy het dalk al gedink, "Jo, pastoor, jy praat nou die waarheid en ek het al deur moeilike tye gegaan." Gaan nie alles net weggaan nie. 2026 en wat besig is om te gebeur, daar gaan moeilike tye vir elkeen van ons wees. AI is besig om in te kom, daar's mense wat hulle werke gaan verloor. Daar's planne om die kerk toe te maak, daar's planne om die kerk 'n staatskerk te maak en te reguleer en dit wat ons vir jou gaan preek. Maar ons kan weet dat God hou die wag oor ons. God beskerm my. En hy gee om vir my. Hy hou sy aangesig oor my en vir jou. Soos 'n herder oor die skape die wag hou. En die herder slaap nooit of hy laat sy skape nooit in die moeilikheid kom nie. So slaap of slymer God nooit. Hy sê ek is die goeie herder. En hy is die een wat die wag hou oor jou. Hy is die een wat jou beskerm. Hy bewaar ons van alle kwaad. Ons kan leef met selfvertroue, wetend God hou die wag oor ons, net soos beskryf word in Psalm 91. Jy al Psalm 91 geleer? Gaan lees Psalm 91 en vergewis jou van dit wat die Here daar vir jou sê. Selfs al kan ons dit nie fisies sien nie, weet ons dat God is met ons. Sy beskerming is daar. Het hy nie al in vorige kere vir ons gesê en vorige preke wat ons gehoor het, om te sê ek sal saam met jou wees tot aan die einde van die wêreld nie. Ek sal altyd daar by jou wees, moenie bang wees nie, moenie bevrees nie, want ek is met jou. Wanneer hy sy seën oor ons uitspreek, dan is hy met ons. Vers 25 sê die volgende: Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Hoor wat sê die Amplified. The Lord make his face to shine upon you and enlighten you and be gracious, kind, merciful and giving favor to you.
Wanneer sy fokus skuif en wanneer sy fokus op jou is sy goedheid en sy guns, sy genade en sy liefde is gefokus op jou. Dit simboliseer dat hy weet van jou. Dit simboliseer hy wil betrokke wees by jou. Hy is nie 'n ver af God wat net een kant sit en een kant is nie. Hy is 'n God wat omgee. Hy is 'n God wat lief het. Hy is 'n God wat elke dag saam met jou wil wees in jou hartseer, in jou blydskap, in jou pyn en in jou lyding. Hy wil daar wees om jou te kan vertroos. Die liefde waarvan hier gepraat word is God se genade, soos wat dit beter beskryf word in die Amplified. The Lord make his face to shine upon you and enlighten you and be gracious, kind, merciful and giving favor to you. Een van die grootste seëninge wat ons kan hê is die wete dat God altyd teenwoordig is in ons lewe. Wanneer jy 'n intieme verhouding het met hom, is hy altyd teenwoordig in jou lewe. Wanneer jy hom net op 'n Sondag liefhet en jy sit hom die res van die week in 'n kas, kan hy nie betrokke wees by jou lewe nie en kan die seën nie oor jou wees nie. Maar wanneer jy elke dag jou hand vat en jy sit dit in sy hand en jy sien die merke aan sy hand en hy's besig om jou te vat, kan jy weet die seën van die Here is met my. Saying kind, merciful and giving favor is saam met my. Wanneer ek en jy struikel in sonde of ons sukkel om situasies te kan hanteer, hardloop ons nie weg daarvan nie. Maar as jy besef die seën van die Here en jy besef dit wat hy vir jou doen en sy genade en sy liefde, in plaas om weg te hardloop, sal jy na hom toe hardloop. Psalm 91 sê, en hy sal vir jou skuiling gee. Hy sal vir jou soos 'n veilige hawe wees. Hy sal hy standvastige anker vir my en vir jou wees. Moenie laat ons weghardloop nie, maar laat ons liewerste nader na hom toe hardloop. Want sy genade en sy liefde is so groot vir ons. Vers 26 sê hy vir ons die volgende: Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, tranquility of the heart and life continually. Hy gaan vir jou vrede gee. En dis die vrede wat jy net in Jesus Christus kan kry, waarvan daar gepraat word. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat jy net by God kan kry. Hierdie vrede van God. Ek het hierdie gedeelte, het iemand vir my 'n ruk terug al gegee, en ek het dit al baie gelees en dit, en vanoggend bring ek dit in by hierdie gedeelte. Hierdie vrede in Hebreëus beteken shalom. Die Hebreëse woord shalom beteken volgens die Strongse konkordansie completeness, wholeness, health, peace, welfare, safety, soundness, tranquility, prosperity, perfectness, fullness, rest, harmony and the absence of agitation or discord. Dit is God se vrede. Hy sê verder, so in essence, when you speak out the word shalom, you are not only proclaiming peace, but all the above meanings of the word over that person. Wanneer jy vir iemand seën en jy sê vir hom shalom, dan sê jy vir hom volheid, heelheid, gesondheid, vrede, voorsiening, beskerming, vooruitgang, perfektheid. Dit is wat jy vir hom sê. Dit is die vrede van God. Wanneer weer God se vrede oor jou kom, dan ervaar jy al hierdie dinge in jou lewe. God se vrede is daarom. Dit is vrede met God, vrede met onsself en vrede met ander mense. Jy sien, ons is so geneig dat ons nie mekaar mee seën nie.
Ons is so geneig dat ons nie daar is om 'n seën oor mekaar uit te spreek nie. En die Here praat met my en hy sê, wanneer laas het jy die gemeente geseën? Wanneer laas het jy 'n seën gespreek oor die mense? Hy vat my terug in die Ou Testament en saam met hierdie skrifgedeelte en hy wys vir my, wanneer die volk by mekaar gekom het en wanneer hulle daar was, dan was daar 'n seën oor hulle uitgespreek en hulle het uitgegaan vir dit wat vir hulle voor lê onder 'n seën van God. Ons sing partymal net 'n lekker liedjie. Ons gaan dit verander. Dit gaan oor die seën van God. Wanneer jy daar uitstap, sal moeilikheid oor jou pad kom. Wanneer jy daar uitstap, sal daar bekommernisse kom. Maar wanneer jy daar uitstap en die seën van die Here is oor jou, sal jy met vertroue loop en jy sal weet God is met jou. Selfs in die tyd van chaos, gee God vir ons vrede. Dit wat die wêreld nie ken nie, dit wat die wêreld jou nie kan gee nie. Die wêreld kan nie vir jou vrede gee nie. Die wêreld kan nie vir jou die rustigheid in jou hart gee wat God vir jou gee nie. Hy sluit af en dan sê hy die volgende in vers 27. So sal hulle my aan die Israeliete verbind en ek sal hulle seën. Terwyl die Lewiete hierdie spreek oor die Israeliete, weet hulle, hierdie woord kom van God af. Ek wil hê jy moet weet vanoggend, hierdie woord kom van God af. Hierdie woord kom van God af om met elkeen van ons wat sy kinders is, mee te praat en vir ons te sê, kom ons seën mekaar, kom ons beskerm mekaar, kom ons gee om vir mekaar, kom ons loop die pad saam met mekaar. Want dit is wat kinders van die Here doen. En dis wat God verwag van ons deur hierdie gedeelte. Wanneer hy afsluit met hierdie gedeelte, so sal hulle my aan die Israeliete verbind en ek sal hulle seën. Hoe word jy daar buitekant aan God verbind? God seën sy mense sodat hulle sy naam sal uitdra wanneer hulle hier uitgaan. Wanneer jy uitstap as 'n geseënde, dan dra jy die naam van God. Jou getuienis in die wêreld daar buitekant wys jy is verbind met God. Jou getuienis en mense om jou, by jou werksplek of waar dit ook al mag wees, in die skool of wat ook al, wys vir jou, daar's 'n verbintenis tussen jou en God en daar's 'n verhouding tussen jou en God. Hierdie seën was oor hulle uitgespreek sodat hulle kon weet dat hulle behoort aan God en hulle verteenwoordig hom in die beloofde land en in die wêreld. Die seën van die Here is oor jou, want jy verteenwoordig hom in hierdie wêreld. In hierdie wêreld van donkerte, in hierdie wêreld is ek en jy die lig, en ek en jy verteenwoordig hom. En wanneer ons hom verteenwoordig en wanneer ons lewe en ons loop, sodat mense kan sien ons is verbind met hom, sal die seën van die Here oor jou wees, want hy is met jou, hy is by jou en sy vrede sal in jou hart wees. Ons is nie net geseën met God se guns en goedheid nie, maar ook dat mense sal sien dat God ons seën. Hier moet ons denke verander. Wanneer God my seën, dan gaan kla ek nie oor my omstandighede nie. Wanneer God my seën, dan gaan kla ek nie by ander mense oor allerhande dinge nie, want ek is dan 'n geseënde van God, anders te kanselleer ek die seën van die Here. Ek sê nie, jy moet vir iemand jok nie. As dit swaar gaan in jou lewe, dan gaan dit swaar in jou lewe. Daar's dinge wat gebeur in ons lewens wat ons nie kan keer nie. Maar nog steeds, ek is 'n geseënde van die Here. Al gaan dit nie altyd goed met my nie. Al gaan dit nie altyd soos wat ek wil hê dit moet wees nie. Ek's 'n geseënde van die Here. Die seën van die Here kom tot sy volheid in Christus Jesus. Sonder Jesus Christus in jou lewe, kan hierdie seën nie vir jou 'n betekenis wees nie.
Want jy is nie 'n kind van God nie. Hy sê almal wat hom aangeneem het as saligmaker en verlosser, het hy die reg gegee om 'n kind van God te wees. En God seën sy kinders. Ons moet seker maak dat ons 'n verhouding het met hom. Wanneer ek en jy in Christus is God se seën oorvloediglik op ons. Ek gaan vanoggend dis 'n baie kort diens afsluit. God wil hê jy moet geseënd wees. God wil hê jy moet weet, hy is God. Hy wil hê jy moet weet dat hy sal jou beskerm. Dat hy sal vir jou voorsien. Dat hy sal vir jou vrede gee. Dat jy sal weet dat as jy in 'n intieme verhouding met hom is, kan jy enige oomblik na hom toe gaan en jy kan met hom gaan gesels en jou hart oopmaak teenoor hom. Jy hoef dit nooit alleen te dra nie. Mag die Here vir jou wees. Die Here vir jou raak sien. Mag hy jou sy liefde gee. Mag die Here vir jou goedgesind wees. Mag hy vir jou voorspoed gee. Wees geanker in die Here. Neem hierdie skrifgedeelte vanoggend, dis vir jou. God het dit gegee sodat ons dit vir die gemeente kan gee, sodat jy kan weet hoe kosbaar hy is en hoe lief hy jou het. God wil hê dat jy moet weet, hy is die vrede vir jou. Ek gaan vanoggend die volgende doen. Dankie, broer.